1 Petrus 5 vers 8 sê, in die geestelike stryd moet julle op en wakker wees. Julle het 'n gevaarlike vyand, die duiwel. Hy loop rond soos 'n hongerleeu wat iemand soek om te verskeer. As hy julle aanval, moet julle met julle geloof in die Here terugveg. Een van die beste taktieke in oorlogstrategie is om die vyand te ken. Om jou vyand te verslaan, moet jy jou vyand ken. Baie mense weier om erkenning te gee aan die geestesrelm met 'n vyand en sy trawante wie se doel dit is om te steel, slag en verwoes, volgens Johannes 10 vers 10. En Efesiërs 6 vers 12 sê baie duidelik vir my en jou, dat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen bose magte van die duisternis in die lig. Al kan ons hulle nie sien met ons vleeslike oë nie, hoef ons nie ver te kyk om te sien watter mate van vernietiging hulle in hierdie wêreld, in ons binnekringe, in ons families, in ons huwelike en selfs in die lewe van ons kinders bewerkstellig nie. My vriend, nou is die tyd om nugter te wees, gereed en op ons hoede te alle tye vir die Vader van leuns. Nou is die tyd om jou volle wapenrusting aan te trek. Staan geklee in jou volle wapenrusting. Ons is daagliks in 'n oorlog gewikkel, 'n oorlog tussen goed en kwaad. Staan vas en ken jou vyand. Aba Vader, Here, baie dankie vir u kosbare woord. Dankie Here dat ons 'n wapenrusting het wat ons kan aantrek vir hierdie oorlog tussen goed en kwaad. En dankie Here dat ons vyand ken, dat ons weet hy is die vader van leuns. En Here, hy kom net om te slag, te steel en te verwoes en mense te mislei. Ons eer U en ons loof en ons prys U vir die waarheid, U woord wat U vir ons gegee het om vir ons rigting te gee. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen.